In hierdie video gaan ons kyk na huurkoop, wat dit beteken, 'n voorbeeld en ook tipiese vrae wat hulle in hierdie geval kan vra. OK, kom ons begin by die begin. Wat is huurkoop of 'n huurkoopooreenkoms? Dis as jy nie genoeg geld het op die oomblik nie, jy het nie genoeg kontant of geld in jou bank nie, en dan koop jy iets op skuld. Dis tipe van 'n lening dan nou wat jy maak by die winkel. OK, wanneer doen ons dit? Meestal vir groter tipe items, jy weet, dit kos bietjie meer geld, miskien iets soos 'n yskas, TV, mikrogolfoond, en ons kan hierso sê allerlei tipe meubels of elektroniese toestelle in jou huis, en daar is nog baie meer goed. Jy dalk net nie op daai oomblik R10,000 nie, en dan betaal jy dit nou maar af per maand. Right, kom ons kyk na so 'n tipe voorbeeld. Ons sien hierso, ons het 'n Nulu stoof, hier's 'n mooi prentjie, en hierdie is 'n advertensie. Eerstens gee hulle hierso die kontantprys, en hulle sê dis R12,500. Ek gaan sommer net sê KP in hierdie video, ons gaan dit weer gebruik. So as jy dadelik die geld het, R12,500, jy het daai hoeveelheid by jou, dan kan jy dit net neersit en dan kan jy die stoof koop. Of, hier is die tweede geval, jy kan die huurkoopooreenkoms aangaan. So hierdie hele onderste gedeelte gaan oor die huurkoopooreenkoms, as jy dan nou dit eerder maandeliks afbetaal. Kyk, hier sê hulle maar net bietjie meer, gee hulle meer inligting oor die stoof, so dis nie belangrik nie. Dan sê hulle, OK, as jy dit doen, moet jy 10% deposito neersit. Ons weet dis 10% mos nou van die kosprys natuurlik, so 10% van daai bedrag. OK, dan moet jy dit neersit voor jy die ding kan koop. Daar het ons jou rentekoers, en ons sien ook dat hulle spesifiseer, jy gaan 48 maande aan hierdie ouetjie afbetaal, en ons weet dat 48 maande, as jy dit ons deel met 12, dan gaan jy weet hoeveel jare dit is. En dit is dan nou 4 jaar, 48 maande. OK, en laaste sien ons hulle sê, jy sal dan per maand R356 betaal, en ons noem dit jou maandelikse paaiement. So dis 'n klein bedragie wat jy elke maand gaan afbetaal. OK, lyk hierdie meer bekend, dit is 'n tipiese advertensie wat jy in die koerant by enige winkel sal kry. Right, nou kom ons antwoord die vrae wat hulle hier sal gee. So ek gaan hier sê tipiese vrae wat hulle vir ons kan gee. Die eerste een is maar gewoonlik, hoeveel is die deposito? OK, so ek gaan hier skryf, hoeveel is die deposito bedrag? Right. Nou kan jy sê, as ek die kosprys vat en ek werk 10% daarvan uit, dan het ek mos nou die deposito. Right? So wat ook al persentasie hulle vir jou gee, ons weet nie, nou sê hulle dis 10%, daar spesifiseer hulle dit, maar dalk sê jou advertensie iets anderste. OK, so jy gaan dan nou dit gebruik. Kom ek trek 'n boksie om, dis 'n tipe van 'n formule, as jy nou regtig dit wil onthou, maar dit is so maklik. Die kosprys hier is R12,500, en die deposito is 10%, en as jy dit uitwerk in jou sakrekenaar sit, dan kry jy R1,250. Goed, nou die tweede tipe vraag wat hulle hier kan sê, hulle kan vir jou vra, wat is die leningsbedrag? En hierdie ouetjie is baie belangrik. Die bedrag wat jy leen, kom ek sê net die lening, maar die bedrag wat jy leen is nie R12,500 nie. Hoekom nie? Want jy het klaar die deposito betaal, so jy sê mos nou minus die deposito. Jy moet eers die deposito betaal, voor jy hierdie stoof op huurkoop kan koop. Dis hoekom, as jy nou regtig 'n formule soek vir dit, dan gaan jy sê, die kosprys minus die deposito. OK, so jy trek eers die deposito af van daai ouetjie. Kom ek maak net 'n mooier blokkie hierso. Right. Nou, as ek dit uitwerk, gaan ek sê, die kosprys weet ons is R12,500, die deposito is R1,250, en my antwoord is R11,250. Dis die bedrag wat jy gaan leen, en baie belangrik, iets wat ek kan bysê, dit is die bedrag wat rente gaan verdien. So in al die sommetjies waar jy met rente werk, dan werk jy met daai bedrag. Want die deposito is mos nou klaar betaal. Alright.
Let ook op dat die vrae in amper elke vraestel volg op mekaar. So nommer 1 se antwoord word in nommer 2 gebruik, nommer 2 se antwoord word in nommer 3 gebruik. Dis amper so altyd. Okay, dis 'n klein triek wat jy kan gebruik om dit te onthou. Right, dan kan hulle vir jou vra, hoeveel rente betaal jy? En dit is natuurlik op die huurkoopooreenkoms, né? Hoeveel rente betaal jy? Okay, onthou julle teen die tyd om enkelvoudige rente uit te werk, sal jy mos sê jou bedrag, right, wat ook al met die bedrag is, maal die persentasie oor 100, en dan sal jy ook jou tydperkie insit, né, maal met die tyd. En dit is mos nou hoe jy enkelvoudige rente uitwerk. Die vraag hier is seker nou maar net, wat se bedrag kom daarin, watter bedrag gaan ek gebruik? Ok, kom ons dink, gaan ek die kosprys gebruik? Nee, ek gaan die leningsbedrag gebruik, wat ek nou net in die vorige antwoord gekry het. Hoekom? Want ek het klaar die deposito betaal, nou het ek 11.000 oor wat ek skuld, en daai bedrag gaan rente loop. So, as jy nie hierdie formule onthou nie, dit is so eenvoudig om dit uit te figure, maar daarso is hy vir julle. Ok, kom ek maak my sommetjie, ek het 11.250 rand wat ek nog skuld, die rente loop 13%, en die tydperk is in jare. Onthou dit. Dis 'n vangplekkie in hierdie tipe goed. Ons het uitgewerk dat dit 4 jaar is. In die vorige voorbeeld is ons 48 maande is 4 jaar. Cool, sit dit in jou sakrekenaar. Vinnig tjof kry jou antwoord. Dit is 5.850. Alright. Nou kan hulle ook sê, dit is omtrent, dis die tweede laaste vraag wat hulle hier kan vir jou vra. Hulle kan sê, wat is die finale bedrag wat ek gaan terugbetaal? Nou kom ons dink daaroor. En op die ou einde het ek klaar 'n deposito van 10% betaal, right? So ek moet definitief die deposito hê. En ek weet dat ek vir 48 maande R356 betaal het. So as ek daai 2 maal, nee, ek kry my pen. As ek sê vir 48 maande het ek soveel betaal, dan gaan ek mos my prys kry en dan kan ek net die deposito bytel. So, kom ons skryf dit neer. Ek het hier die maandelikse paaiement en ek gaan dit maal met die tydperk vir 48 maande het ek soveel betaal. Maar aan die begin, heel begin het ek ook 'n deposito bedrag betaal. So ek kan dit net by plus. En daar is die tipe formule wat jy kan onthou. En as ek dit invul, dan gaan ek sê, okay, ek het hier so 356,25 maal 48 maande, want jy betaal dit 48 keer, onthou jy? Ons sê al, jy gaan vir 48 maande daai bedrag betaal, so moenie nou dink aan jare nie. En dan tel ek my deposito bedrag by, as jy onthou ons het om daar uitgewerk by nommer 1, 1,250, en Bob's your uncle, ons antwoord hierso is 18.350. So op die heel einde het jy soveel terugbetaal. Okay? Nou kan jy sien hoeveel meer is dit as die kosprys. Hierdie 18.350, hoeveel meer is dit as die kosprys? Okay. As hulle vir jou vra om dit uit te werk, kom ek maak net al hierdie goed skoon, dan kan ons dit gou vinnig uitwerk. Cool. Hoeveel meer is finale bedrag as die kosprys? En dit is ook 'n ander manier om die rente uit te werk. Want dis mos nou hoeveel rente jy betaal het, né? So dis 'n ander tipe vraag, net op 'n ander tipe manier vir dieselfde ding, om rente uit te werk, okay? So dan gaan ek mos nou sê, ek minus die twee. Ek minus die finale bedrag en die oorspronklike kosprys. En dis 18.350 minus 12.500 en dit gee vir my, as ek dit minus, weer eens dieselfde as die rentebedrag wat ons voorheen uitgewerk het, 5.850. So hierdie is nog 'n ander manier ook. Okay. Laaste wat hulle vir ons hier kan gee, is hulle kan sê, is daai maandelikse paaiement, en hierdie is vraag 5, by the way,
is daai maandelikse paaiement wat hulle daarso het korrek? Is dit wel 356,25 per maand? Is daai korrek? Nou die vraag is dan nou, jy moet weet hoe om maandelikse paaimente uit te werk. Hoe sal jy uitwerk hoeveel jy per maand betaal? Wel, wat het jy in totaal betaal? Ok. Jy het die leningsbedrag gehad. Right, kom ons skryf dit neer. Jy het jou leningsbedrag gehad en jy het rente op dit betaal. So ons gaan die rente dan nou bytel. Ok. So dis wat jy in totaal betaal het vir daai maandelikse paaiement. Hoekom nie die deposito nou nie, want die deposito is klaar weg. Jy het nie nog op dit maandelikse paaiement te betaal nie. Jy het net op die leningsbedrag en die rente het jy jou maandelikse paaiement betaal. So moenie nou dit worry nie. En dan as jy daai bedrag kry, moet jy dit seker deel deur hoeveel maande daar was. Want jy wil mos nou weet hoeveel jy per maand betaal. So probeer jy oordink. Maak dit vir jou sin. Hoeveel betaal jy per maand? Wel, hoeveel het ek geleen? Ek het in hierdie geval R11.250 geleen. Ek kry dit by my vorige antwoord. En hoeveel rente het ons betaal? Wel, in totaal R5.850. En ek het oor 48 maande hierdie betaal. So as jy dit uitwerk, dan kry jy 'n antwoord van 356,25. So hulle was korrek. Dit is die regte maandelikse paaiement. En hierdie is dan nou 'n tipe van 'n formule vir hoe ek dit kan uitwerk as hulle ooit vir jou so iets vra. Alraai, dis dan nou die einde van die video. Onthou om te share, like, subscribe en deel te word van die Whiteboard SA span.